Laodicea. Dit was 'n dorp gewees, so 160 kilometer van die eerste brief se dorp af, Efese. En as jy hier gebly het, dan was jy beskou as een van die rykes van hierdie klein Asië. Jy was beskou as een van die geseëndes wat in hierdie era kon gebly het. Iemand het gesê, as ek dit gaan opsoek, hulle sê dit was amper so Sandton gewees, dat as jy hier gebly het, dan was dit beskou gewees, dat jy moes ryk gewees het, jy het geld gehad, jy het daar 'n bietjie klas en bietjie styl gehad, man, jy was eintlik baie alright gewees. Dit was 'n dorpie wat baie voorspoedig was in alles wat hy gedoen het. Hoekom? Eenvoudig. Hy het op die handelsroete gesit, so almal wat iets wou koop of iets wou verkoop, het op 'n stadium hier deur Laodicea verbygegaan. Hierdie plek, Paulus skryf nogal van hom in Kolossense 2 en in Kolossense 4, en jy kan net sien as Paulus van Laodicea praat, dat hy so 'n bietjie gesag het, want dit was regtig 'n baie mooi dorp gewees. Dit was 'n dorp met 'n baie groot mark waar almal hulle produkte kon verkoop, en baie belangrik, dit was die bank gewees van hierdie hele sentrum. So almal wat wou geld bank en geld wou omruil en met munte wou handel dryf, moes hiernatoe gekom het, want die naaste dorp was Efese wat ook 'n bank gehad het. So ek weet nie van jou nie, jy gaan definitief nie 160 kilometers ry om geld te bankie, jy gaan sommer na Laodicea toe en daar kon jy dan jou geld bank en ruil. Hulle het 'n baie mooi materiaalfabriek gehad. Interessant dat die materiaal wat hier gemaak was pikswart. Nou wie het swart klere gedra? Die hoë priesters en daardie manne met die lang baarde het so 'n swart mantel gehad wanneer hulle buite beweeg het. En al hierdie swart materiaal het van Laodicea af gekom. So as jy swart gedra het, dan was jy grand, want dit het van hierdie plek af gekom. Daar was 'n sekere minerale gewees, en jy sal net nou mooi verstaan, wat van hierdie dorp afkomstig was, wat binne in die water was, en die minerale het gemaak, dat die swart kleersel aan die materiaal vasgeklou het. Wat se dorp, ek kan nie onthou nie, ek dink nou net daaraan, een dorp het, Smyrna, Smyrna het daardie purperkleur gehad, en dit was ook as gevolg van die minerale wat hierdie kleur laat vasklou het. So as jy swart wou gedra het, dan het jy dit net op een mark gekoop, en dit was in hierdie dorp. Hierdie dorp het alles gehad wat hulle wou gehad het, en nog so bietjie ekstra. Maar hierdie dorp het een probleem gehad, net een. Hulle het geen water gehad nie. Nou ek weet nie van jou nie, ons het so nou en dan daar in Roosewil, dan het ons nie water nie. Man, jy kan nog sonder krag, maar jy kan nie sonder water nie. En hierdie dorp, hierdie ryk vooraanstrewende dorp, het geen drinkwater van hulle eie gehad nie. Nou kom Jesus, en hy skryf vir hulle 'n brief, en dan begin hy in vers 15, hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud en warm is nie. Was jy tog maar koud of warm. Maar nou, omdat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uit spoeg. En toe hierdie brief by hulle aankom, het die inwoners van hierdie stad dadelik presies geweet wat die Gees van die Here vir hulle wou sê. Nou kom ek verduidelik dit vir jou. Die dorp het geen drinkwater nie. En die plan wat hulle toe gemaak het, is om by die naaste dorp water te kry, en hulle het pype aangelê wat van pottery gebou was. Hierdie pype was vir kilometers aangelê, en is die water van die omliggende dorpe is dan aangebring na Laodicea toe, sodat hulle die water kon drink. Die probleem hiermee was, dat wanneer die water dan by hierdie Laodicea aangekom het, was die water lou gewees. Want dit het in hierdie son gebak en onder die grond warm geword, en wanneer die water uitgekom het by hulle, dan was die water lou. En hulle praat daarvan, dat wanneer die mense hierdie water dan gedrink het, was dit 'n onaardige smaak lou, en het hulle die water uit hulle mond uit gespoeg. Verder, het hierdie pype, daar's iewers 'n prentjie van 'n pyp, is dan hierdie pype, kan jy vir jouself dink, was van pottery gemaak, en hierdie pottery het ook 'n sekere chemikalie afgegee, en het die water geproe soos hierdie potterypotte. Hulle sê dat wanneer jy jou
kos, byvoorbeeld soos rys, in hierdie water gaar gemaak het, dan kon jy die rys nie eet nie, want dit het soos pottery geproe. Baie interessant, dat hulle sê dat die dorp het 'n reuk gehad, van hierdie minerale wat in hierdie pyp was, en oralste waar daar waters was, het daar so 'n vrotterige reuk gelê, van die water wat in hierdie pype aangekom het, en nou sê die Here, onthou julle die water wat aankom? Julle kan dit nie gebruik nie, want die water was lou en daar was 'n slegte reuk en 'n slegte smaak en hy sê julle is net soos hierdie water en gaan ek julle uit my mond uit spoeg. Dan gaan hy verder. Hy sê dat daar was 'n dorpie nie baie ver van Laodicea af nie. Sy naam was eers my bril opsit. Hierapolis. Nou, baie interessant. Hierdie dorp was nie baie ver van Laodicea af nie, maar hy het water gehad. En nogal nie net sommer water nie. Hierdie dorpie het warm bronne gehad. Nou, wat ek en jy van warm bronne weet, is dat dit altyd genesing bring. Dit is altyd goed vir mense met reumatiek. En daar word vertel dat die mense dan in hierdie dorpie, in hierdie warm baddens gaan sit het, om genesing te kry van hulle reumatiek en van hulle pyne. En hierdie dorp het gespog met hulle warm bronne. En dan het Laodicea pype aangelê om hierdie warm water te bring na hulle toe. En wat gebeur? As hierdie water by hulle aankom, dan is dit nie meer vuurwarm nie, dit het lou geword. En die Here sê, julle hou nie van daardie lou water nie, julle soek daardie warm water. En as dit in julle mond kom, dan spoeg julle dit uit. Verder was daar ook 'n dorp nie ver van hulle af nie, die dorpie Kolossense. Julle ken dit almal, dit staan in die Bybel. Nou Kolossense was nie ver van die bergreeks af gehad nie, en die bergreeks het sneeu op sy toppe gehad. En wanneer hierdie sneeu gesmelt het, het hulle hierdie water opgevang en dit was verfrissende ijskoue water wat Laodicea nie gehad het nie. En dan het hulle pype aangelê om hierdie ijskoue water na hulle toe te bring. En wat gebeur? Wanneer die water by hulle kom, dan het hulle warm gebak en dan was dit lou gewees. En nou kom die Here en hy sê vir hulle, julle weet waarvan ek praat. Net soos hierdie water nie meer warm is nie en nie meer koud is nie, maar lou is en julle altyd gemou het oor, was die water maar eerder die warm of was dit koud, maar omdat dit lou is, spoeg dit uit en sê die Here, net so gaan ek met die kerk doen. Ek gaan jou uit my mond uit spoeg. Sien, dit gaan, soos wat ek altyd gedink het, gaan hierdie versie nie oor vurig vir die Here of ijskoud vir die Here nie. Dat jy dalk 'n lou lewe lei nie. Nee, die Here sê hierso, dat wanneer jy lou is jy eintlik onbruikbaar. Jy's onbruikbaar. Hy kan nie hierdie water gebruik nie, want dit is lou en dit het 'n slegte smaak. En die Here sê, net soos hierdie water onbruikbaar is daar mense in hierdie kerk in Laodicea wat onbruikbaar vir my is, en ek gaan jou uit my mond uit spoeg. En dit is 'n waarskuwing vir my en jou ook vanaand. Nou, dit beteken nie om vurig te wees of om koud te wees. Dit beteken dat ek en jy moet bruikbaar wees vir Jesus Christus. Ons moet bruikbaar wees vir die evangelie, ons moet bruikbaar wees daar waar die Here ons wil gebruik. Dan wil ek jou vanaand bietjie vra, dit wat die Here vir jou gegee het, jou gawes, jou talente, dit wat die Here in jou geplant het, is jy besig om dit te gebruik, of is jy net so onbruikbaar soos hierdie gemeente in Laodicea? En wonder ek baie keer, as die Here vir ons 'n brief kan skryf, wat gaan hy skryf? Sjoe, ek het vir jou gawes en talente gegee, maar jy gebruik dit nie. Jy's besig om onbruikbaar te word en gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Dis 'n baie sterk woord wat die Here vir hierdie gemeente stuur. Dis 'n woord wat die Here eintlik wil sê is, ek wil niks met jou te doen hê nie. Jy's besig om my naar te maak, as jy dit mooi kan vertaal. Want wanneer ek iets uit my mond uit spoeg, gaan dit oor dit my walg. Dis iets wat my besig is om my naar te maak, en die Here sê, sjoe, weet jy wat? Jy maak my naar. Hoekom? Vers 17. Dis die rede. Hy sê, want jy sê jy is ryk, en jy het verryk geword, en jy het aan niks gebrek nie, maar jy weet nie dat jy ellendig, beklaanswaardig en naak is nie. Dis die rede hoekom die Here sê, ek gaan julle uit my mond uitspoeg. Jy sien, in 60 na Christus
kom daar 'n aardbewing in hierdie gedeelte, want hierdie hele gedeelte was eintlik maar op 'n vulkaniese grond gebou. En kom daar 'n aardbewing en word meer as die helfte van hierdie dorpie verwoes. Nou, jy sal onthou, in Philadelphia se boodskap verlede week was daar ook 'n aardbewing so 17 jaar na Christus. En toe gaan hulle aan die Romeine toe en hulle vra vir die Romeine, ons soek 'n bietjie hulp om ons stad en ons dorp te herbou. En wat het die Romeine gesê? Julle is dit nie werd nie. Ons gaan nie met julle sukkel nie, julle moet julle eie dorpie herbou. Maar wat hier gebeur is, toe die aardbewing hierdie stad tref, toe onthou die Romeine die fout wat hulle gemaak het met Philadelphia en hulle kom na Laodicea toe en hulle sê vir hulle, weet julle wat, ons wil julle geld gee sodat ons hierdie stad kan herbou. En weet jy wat sê hierdie stad se inwoners? Ons het nie julle geld nodig nie. Ons is ryk. Ons het alles wat ons nodig het. Ons het voorsiening gemaak. Man, ons bank loop oor van die geld. Onthou, daar was 'n bank. Ons het alles wat ons nodig het. Ons soek nie julle geld nie. En die Romeine draai om en hulle loop weg. En hier kom Laodicea en hulle herbou hierdie stad presies net soos wat hy was, omdat hulle die finansies, die geld en alles gehad het. En kom hulle en sê hulle vir die wêreld van daardie tyd, ons het niks nodig nie. Ons is selfversekerd, ons is selfversorgend, geen hulp is nodig nie. Nou kom Jesus by hulle en hy sê, "Sjoe, julle dink julle is oulik, né? Julle dink julle is ryk. Julle dink julle het alles wat julle nodig het. Julle dink julle kan die aardbewings oorleef, maar eintlik is julle niks, is julle kaal en arm, naak en beklaanswaardig." En die Here wil hulle 'n boodskap gee om vir hulle te sê, dat jy moet nooit so ryk wees dat jy Jesus nie nodig het nie. Eintlik wil Jesus vir hulle sê, man, julle dink julle is oulik, maar julle is niks nie. En daar's 'n boodskap hier in weggesteek vir my en jou ook, dat ons moet nooit op 'n plek kom wat ons so verselfversekerd geraak het, dat ons sê, ons het niemand en niks, en ook nie eers vir Jesus nodig nie. En nou kom hierdie brief, en die Here sê vir hulle eintlik, Jesus sê vir hulle, ja, onthou julle die aardbewing, onthou julle die geld wat gevloei het om hierdie stad reg te maak, moet nooit so word, dat jy dink jy het my nie nodig nie. Jy sal onthou in Smyrna se brief, skryf die Here, hy sê vir Smyrna, julle is klein en julle is arm, maar eintlik is julle ryk. Want ou Smyrna, ek hou van die dorpie Smyrna. Smyrna was arm gewees en hulle het niks gehad nie, maar hulle het Jesus gehad en hulle het vasgehou. Maar nou kom die goed en dit word omgedraai, sê vir Laodicea, julle dink julle is ryk, julle dink julle het alles, maar eintlik is julle arm. Julle is naken, het julle niks om oor te roem nie. Hoor gou mooi, as jy nie Jesus het nie, het jy niks. Nou kom ek gaan so 'n bietjie verder terug. Kan jy onthou, toe Abraham daar in 'n vreemde stad moet gaan woon en hy kry sy seun Isak, en hy moet Isak gaan offer? Nou die Bybel sê, dat die geloof van die mense waartussen hy gebly het 'n tradisie gehad, dat hulle enigste seun aan hulle gode moes offer. Dit was die tradisie, dit was die gewoonte, dit was die prys wat hulle betaal het vir voorspoed. En nou kom die Here by Abraham, hy sê vir Abraham, jy bly nou tussen die heidene, en die gewoonte hier is om hulle oudste seune te offer. Ek wil hê jy moet vir Isak gaan offer. En hier stap Isak, en hy gaan, en hy sê, Here, dis reg. Ek gaan my enigste seun offer. En ons ken die verhaal, dat toe hy daar bo kom, bereid is om sy offer vir die Here te gee, toe sê die Here, ek sal voorsien. Nou waarmee is ek nou besig? Jy sien, ek en jy moet nooit op 'n plek kom, dat ons liewer is vir die gewer, as vir die geskenke nie. Andersom. Ek sê dit nou verkeerd. Ons moet nooit liewer word vir die geskenke as vir die een wat dit gee nie. En dit is wat in Laodicea gebeur het. Hulle was so lief vir die gawes en die geld en die geskenke dat hulle van die Here vergeet het. En Abraham sê, nee Here, ek het U liewer as my kind. Ek het U liewer as dit wat ek moet opoffer. Daar sou 'n spreekwoord, do you love the giver more than the gifts? En partykeer dan aanbid ons die Here vir sy hand en nie vir sy hart nie.
Wat kan ons by die Here uitkry? Here, wat kan ons by U kry? Ons soek die gawes, ons soek die seën, ons soek die voorspoed, maar ons wil nie 'n verhouding met die Here hê nie. En hier kom die Here en hy sê, leer gou 'n les by Abraham. Hy het my eerste lief gehad. Die een wat alles gee, liewer as die geskenke en die gawes wat ons kan kry. Ek lees 'n interessante artikel. Daar was 'n professor wat uitgenooi was na 'n verskriklike grand seminar toe. En toe hy vertel die verhaal so smaaklik dat toe hy daar kom het die grand karre buite gestaan en hy was een van die sprekers. Hy sê die tafels was gedek met die mooiste en die duurste en almal het die mooiste klere aangetree en hy sê toe hy die woord begin bedien, toe was dit 'n stywe storie. Jy sien, almal was daar want hulle het iets gehad. Hulle was daar want hulle was iets gewees. Dit was 'n klomp grand mense. En hy sê die hele woord wat hy bedien het, wat het hulle styf gevat en daar was geen niks rondom die mense wat dit gekry het nie. Hy sê baie hartseer ry hy daar weg en voel dit asof hy niks reg gekry het nie. En die volgende naweek word hy uitgenooi om by 'n tronk te gaan bedien. En hy sê toe hy so nader ry, toe sê hy vir hom, "Sjoe, ek het nie lus hiervoor nie. Ek het nou nie regtig nie lus vir hierdie storie nie." Hy sê ek dink ek het meer ingepas by daai grand seminar met die mooi karre. En hy sê toe hy inkom, toe is die saal stampvol van die prisoners, die mense wat in die tronk is, gevangenes. Hy sê hy het die woord oopgemaak en toe hy die woord oopmaak, toe is daar chaos in daai saal. Soos wat almal Bybels gryp en almal gryp 'n pennetjie en 'n stukkie papier. Toe hy die eerste versie lees, toe begin almal neerskryf en almal maak aantekeninge. Hy sê hy's nog nie by die tweede punt nie, toe's 5 hande op en almal wil net 'n vraagie vra en toe hy by die 5de punt is, toe hy so opgewonde want die hele tronk het lewe gekry en hy sê hy ry daar weg en hy's verryk. Want hulle het niks gehad nie, maar hulle het Jesus. Al wat hulle het is 'n ou stukkie Bybel, party moet 'n Bybel deel en hy sê hulle het niks nie, maar hulle het Jesus. Mag ek nooit so ryk word dat ek Jesus nie in my lewe kan hê. Ek lees of ek kry so 'n rukkie terug, Pastoor Marius Braxton, een van ons goeie vriende, is in Indië besig om te bedien en besig is om vir mense te leer hoe om die evangelie aan daardie land te verkondig. Hy skryf in een van sy briewe, hy sê, hy kry 'n gebed van 'n plaaslike gemeente in Suid-Afrika wat sê, ons bid so dat die bande kan breek en dat ons die evangelie kan verkondig daar by julle en dat julle nie nodig het om ondergrond te bedien nie. En hy skryf terug, hy sê, moet dit asseblief nie bid nie. Moet dit asseblief nie bid nie. Hy sê, ek was in gemeentes in Suid-Afrika wat geen niks gehad het om weg te steek nie, die gees is nie daar nie. Hy sê, maar hier in Indië, waar ons onder die grond moet bid, waar ons stukkies Bybels moet afrol, en as ons dit klaar gelees het, dan moet ons dit opeet, dat niemand dit moet kry nie. Hy sê, die gees van die Here werk hier so. Hy sê, ek bid nie vir sagte stoele nie, want dan raak ons gemaklik. Ons sit op die grond. Hy sê, ek sê, ek bid nie vir nuwe leer Bybels, wat met leer oorgetrek is, nee, dan raak ons gemaklik. Hy sê, ons het stukkies papier, want wanneer ons alles het, verloor ons Jesus. En dit laat my nogal dink aan hierdie Bybelboek, hierdie brief. Sjoe, mag ons nooit op 'n plek word waar dit so lekker en grand is, dat ons Jesus agterlaat nie. En ek dink dis wat in Laodicea gebeur het. Onthou jy in Philadelphia, het hulle kerke gehou in huise, so 30 mense by mekaar. Hier was grand kerke gebou, met rooi matte en mooi verhoogies en alles was net lekker. Man, as daai klavier begin speel het, dan was dit uit die boonste gestoeltes. En die Here sê, pas op dat aardse goed nooit die plek inneem van wat belangrik is. Ja, ons bid 'n God van excellence en ons moet dit mooi maak en dit moet excellent wees en solank as wat ek hier is, moet ons na excellence streef, want dit is, ek voel regtig ons aanbid 'n God van perfektheid, dit moet reg wees. Maar nou sê hy, pas op, dat hierdie goed nie meer werd word as Jesus nie. Iets wat ons dalk maar bietjie na moet kyk. Ek leer 'n les hierso, dat ons nooit so arm moet word, dat ons net geld het nie. Dat ons nooit so arm sal word, dat ons net geld het nie.
baie interessant. Hierdie dorpie het maar 40.000 inwoners gehad. Net 40.000. Maar hulle 2 teaters gebou wat oor 100.000 op 'n slag kan sit. Hoekom? Want ons kan. Jy sal onthou, daar in Efese het hulle oor die 200.000 inwoners gehad en hulle het 1 teater gehad. Dis asof hierdie dorp net altyd bietjie beter wil wees, net 'n bietjie ekstra, net so bietjie, net 'n bietjie beter. En die Here sê, pas op, dat dit nie ook met ons kan gebeur nie. En dan kom hy in vers 14, dan sê hy, ek is die Amen, die waaragtige. Dis asof die Here net wil sê daar in die begin van die brief, julle dink julle is oulik en julle dink julle is grand, maar ek is nog steeds die Amen. Wat beteken Amen? Dit sal so wees. Dis ek. Daar's niemand anders as ek nie. En dis asof die Here hierdie brief begin met hierdie groot woorde wat sê, ek is die Amen, die waaragtige. Hoor gou, dis ek aan wie alles behoort. En dan gaan hy verder, hy sê, hierdie rykdom van julle het julle geestelik blind gemaak. En dan skryf hy in vers 18, hy sê, ek nooi jou uit om van my te kom koop. Nou, hulle het nie 'n probleem met koop gehad nie. Dit was die duurste en die rykste stad van Asië gewees. Ek dink hulle markte het soos 'n Mall of Africa gelyk. En daar was geld. So ek dink die inwoners het geweet van koop. Hulle kon koop. En nou kom die Here en hy sê, ek wil jou iets vra, kom koop van my. En dadelik het die inwoners geweet wat Jesus bedoel. En wat moet jy koop? 3 goed. Hy sê, koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En klere, dat jy kan aantrek, so om jou naaktheid te bedek. Nou, kom ons begin bo. Hy sê, kom koop by my goud. Nou, goud was volop in hierdie stad gewees. Onthou, dit was die sentrum, die banksentrum was hier gewees. So, almal het geweet van goud, en nou kom die Here, hy sê, kom koop by my. Ware geestelike rykdom. Goud wat deur die vuur gelouter is. Iets wat jy nie kan koop by 'n mall, by 'n winkel of by 'n shopping-sentrum nie. Hy sê, kom koop by my die ewige lewe, ware brood en ware water, sodat jy kan ryk word en nie hierdie aardse goed deel van jou lewe kan maak nie. En dan gaan hy verder, hy sê, kom koop by my wit klere. Nou jy sal onthou, net nou het ek vir jou gesê, dat hierdie dorp was bekend vir sy swart mantels en sy swart klere. En swart is altyd 'n teken van veiligheid en van onreinheid. En nou kom die Here en hy sê, kom koop by my wit klere. Hy kon net sowel gesê het, kom koop by my klere. Nee, die Here sê, julle sal weet waarvan ek praat. Kom koop by my wit klere. Want al was jy als vuil soos skarlaken, sal jy wit word dan sneeu. Was jou klere, sê Openbaring, sodat dit wit kan word. Witheid praat van geregtigheid en van reinheid, dat jou hart rein is. En die Here sê, jy kan dit nie by 'n winkel koop nie. Kom koop by my ware geregtigheid en ware reinheid en ware, sodat jy nie deel van die wêreld kan word nie. En dan kom hy in vers 18 en dan sê hy, kom koop by my salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Sien, die Here het iets teen hierdie mense. Hy sê, julle kan nie sien nie. Julle kyk, maar julle kan nie sien nie. En daar's baie verse in die Bybel wat die Here Jesus self in die Nuwe Testament gepraat het van, dat ons het oë, maar ons nie sien nie. Hy het met die Fariseërs ook gepraat. En dadelik weet die inwoners wat Jesus bedoel. Baie interessant, daar's so 'n monumentklip wat hulle uitgegrou het. Laodicea het 'n mediese skool tussen sy geboue gehad. En as jy medies wou swat, dan het jy in Laodicea medies gaan swat. Ek dink maar vir myself, dat nou Lukas, wat 'n mediese dokter was, moes ook sekere draai hier gemaak het. Want die college of die universiteit van mediese goed was in Laodicea. En hulle het in een ding gespesialiseer. Raai en wat? Oogsalf. Laodicea was warm, daar was winde, en dit het gemaak dat die inwoners nogal gesukkel het met tranende oë en met infeksie in hulle oë. En hier begin hulle om hulle eie oogsalf te maak.
'n oogsalf wat so gewild was dat dit ten duurste verkoop was aan almal wat dit wou gehad het. En die mense wat met hulle skepe hier verbygegaan het van hierdie salf gekoop en dit die hele wêreld gaan vol versprei. Dit is so gesogte salf dat hulle hierdie monumente en klippe gebou het om dit te kan wys, en dit is by opgrawings gekry, duisende jare oud, van Laodicea se oogsalf. Die oogsalf was in boksies verkoop en hulle het van hierdie boksies reg oor die stad onder die grond uitgegrou. Dit was 'n poeier gewees en dan het jy hierdie poeier met water gemeng en dan het dit so 'n pasta geword en dan kon jy dit so op jou oë gepak het. En vir 'n oomblik vat dit my terug na Jesus toe wat 'n blinde man by hom kom. En weet jy wat sê Jesus vir hom? Hy sê kom sit gou by my. En weet jy wat pak Jesus op sy oë? Modder. En hy sê gaan was dit af, en ek besef net vir 'n oomblik, Jesus wou vir die wêreld wys dat hy nog beter is as die oogsalf van Laodicea. Hulle moes hulle oë toepak met hierdie salf en Jesus sê, ag man, gee my sommer so 'n bietjie modder. En ek pak dit op jou oë en dit gaan nog beter wees, want Laodicea se oogsalf het oë reggemaak. Maar die modder van Jesus het mense laat sien. En nou kom Jesus en hy sê, kom koop by my oogsalf. Nie by Laodicea se mediese skool nie, want dan gaan jy fisies kan sien. Maar ek wil hê jy moet geestelik kan sien. Kom koop by my van hierdie salf, hierdie room, sodat jy kan sien waarmee is jy besig en dat jy jouself kan bekeer. Jy sien, the best things in life are free. Die beste ding in die lewe is vry. En Jesus het dit ook daar in die Bybel gesê, hy sê kom koop by my. Kom koop by my. Kom koop by my. En dis wat Jesus vir hierdie stad wil sê. Jy dink jy het ryk en jy dink jy het alles en jy het goud en jy het silwer en jy het hierdie klere en hierdie oogsalf, maar eintlik het jy niks. Dan kom hy in vers 19 en hy sê, wees jy net ywerig. En ek dink ons het nou vir 2 Sondae, het ons wees ywerig mooi onder knie gekry. Want die Here het agtergekom, hierdie stad is lui. Hulle het lui Christene geword. Hoekom? Omdat hulle al hierdie goed gehad het en hulle is besig om lui te word. Kan jy sien hoe trek ons om terug 2025 toe? Vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met hom maaltyd hou. Nou, aanvanklik kon ek niks hiervan kry nie. En ek begin toe regtig diep soek in alle rigtingkies en ek kry toe die betekenis van hierdie versie en sjoe, dis mooi. Jy sien, Laodicea het geld gehad en hulle het mooi goed gehad. En wat gebeur wanneer jy geld het en jy mooi goed het? Jy begin brag. En dan was daar partytjies reg rondom oor die stad gewees en dan het mense in hulle huise groot partytjies gehou, met die mooiste en die duurste goed wat hulle gehad het en die lekkerste kos. En dan het iemand wat nie geld gehad het nie, gehoor van hierdie partytjies. En dan het hulle by die deure gaan klop. En dan het die inwoners gemaak asof hulle die stem van die persoon wat buite staan nie hoor nie, want jy was nie genooi nie. Dan het hulle die deure toegehou en nou kom Jesus en hy sê, ek staan by jou deur en ek klop. En dadelik weet die inwoners, sjoe, Jesus praat met hulle. Dat wanneer hy by jou deur kom staan en klop, dan moet jy oopmaak. Hy sê, dan sal ek met jou kom maaltyd hou en jy met my. Dis asof Jesus sê, julle is so besig met partytjies, maar die werklike ware verhouding met Jesus is julle besig om te mis. Daar word vertel dat hierdie partytjies het nie net 'n dag aangehou nie, dit het dae aangehou en daar was regtig 'n geselligheid en dit het vir ure aangehou. En Jesus sê, ek wil met jou fellowship hê. Want wanneer Jesus in jou hart kom woon, dan is dit nie net vir 'n aand of vir 'n dag of vir 'n môre nie. Dis vir baie lank. Dis vir ewig. En Jesus sê, ek staan by jou deur en ek klop. Wil jy nie maar oopmaak nie? Kan ek nie net inkom en saam met jou maaltyd hou en jy met my en dat ons met mekaar kan gemeenskap kry sodat jy 'n verhouding met my kan bou nie? As jy my stem hoor. As jy my stem hoor, moenie jou hart verhard nie. En dan sluit hy die brief af. Hy sê in vers 21, hy sê, as jy
oorwin. Met ander woorde, as jy aanhou, sal ek jou gee om saam met my op die troon te kan sit, soos wat ek oorwin het en saam met my Vader gesit het. In hierdie stad het hulle sulke juweliersware verkoop en ook in Patmos, daar waar Johannes was, het hulle juweliersware verkoop en blykbaar verkoop hulle dit vandag nog steeds in hierdie gedeeltes. Jy kry dit of in 'n hangertjie of jy kry dit in 'n ring. Met 'n kruisie, en dan is daar in hierdie taal van Laodicea, is daar geskryf, Jesus die oorwinnaar. Jesus die oorwinnaar. En as jy dit dra, dan is dit 'n teken dat jy aanvaar dat Jesus is meer as 'n oorwinnaar. En nou kom Jesus en hy sê, dat as jy aanhou, as jy gaan deurdruk en gaan goud koop by my en wit klere by my en salf vir my gaan koop, as jy my naam gaan bely voor almal, gaan ek jou laat oorwin. Net soos hierdie hangertjie en hierdie ring 'n teken is van oorwinning. En die Here kom en hy sê, ek gaan laat jy saam met my op 'n troon kom sit. Wat beteken dit? Jy sien, 'n troon beteken gesag. Dit beteken heerskappy. Dit beteken koninklike mag en oorwinning en dit beteken van herstel. En die Here wil sê dat as jy oorwin, gaan ek jou laat regeer en ek gaan laat jy oorwin. Ek gaan jou gesag gee. Sjoe, jy gaan meer as 'n oorwinnaar wees. En ek dink vir 'n oomblik, die mense wat hierdie brief gelees het gesê, ons sal moet opskit. As ons wil oorwin, sal ons moet opskit. En ek weet nie van jou nie, as ek hierdie briewe moet opsom, dan is daar net een ding wat in al hierdie briewe soos 'n goue draadjie deurtrek. Hou net vas. Hou net vas. Wie oorwin, gaan 'n kroon kry. Wie oorwin, gaan saam met my op trone sit. Wie oorwin, gaan die klippie kry wat jou naam opgeskryf het. Wie oorwin, gaan saam met die wit perde. Jy ken al die laaste versies van die briewe. En is asof die Here net met my wil sê, hou jy net vas. Want as jy vashou, gaan jy dan ook oorwin. Hoe meer ek na hierdie briewe kyk en hoe meer ek hierdie briewe lees, besef ek dis definitief nie net vir Openbaring geskryf nie, maar ook vir 'n tyd soos hierdie. En ek bly dit sê, Smyrna is my gunsteling. En jy het ook vanaand 'n gunsteling en iets wat vir jou uitstaan in al hierdie briewe. En as daar iets wat is vir my nou uitstaan, as dit vanaand se brief wat die Here sê, moenie onbruikbaar word nie. Moenie onbruikbaar word nie. Moenie lou word nie. Daar waar die Here jou geplant het, blom vir die Here. Daar waar die Here jou geplant het, is nie toevallig nie. Hy het jou uitgekies vir 'n tyd, 'n plek, 'n dorp, 'n omgewing, 'n stad soos hierdie, om bruikbaar te wees vir sy koninkryk. En mag ek bid, dat jy hierdie briewe gereeld sal deurlees. Gereeld. En dan sê, Here, wys my. Ek is die kerk. Jy is die kerk. Ons is die kerk. Wys my waar ek besig is om uit te sak. Here, baie dankie dat U eendag vir Johannes die opdrag gegee het om 7 briewe te skryf. En Here, dankie dat Johannes gehoorsaam genoeg was en hierdie briewe geskryf het. En besef ek vanaand, Here, hierdie woorde kom uit die hartskamers van Jesus self. Jesus, U het die kerk dopgehou en U was ongelukkig en U het 'n brief geskryf sodat hulle U waarskuwing kan hoor. En vanaand wil ek vra, Here, begin by my. Here, begin by my en dan reg rondom deur hierdie hele gehoor, ons hele gemeente, en help ons om vas te hou en uit te hou en aan te hou, sodat ons ook eendag die oorwinning kan kry. Here, dankie vir hierdie reeks. Dankie vir wat dit vir ons beteken en vir ons gedoen het. En Here, dankie dat ons, wanneer ons vanaand huis toe gaan, verryk hier kan uitgaan, omdat ons gekoop het by Jesus self. Amen en amen.